Ek weet nie van jou nie, maar ek het nogal 'n probleem met wag. Veral wanneer dit iets aangenaam is waarvoor ek wag. So onthou ek hoe dat ek as kind vreeslik moeilik gewag het vir Kersfees. Ek onthou een oggend nadat ons kerspakkies oopgemaak het, en ek so na al die streamers in papiere in kersblakertjies en goed gekyk het. Toe vra ek vir my ma, mamma, wanneer is dit nou weer Kersfees? En ek was maar net besig nog om die pakkies van daardie jaar oop te maak. Ek weet nie waarvoor wag jy dalk al jou lewe lank nie, maar kom ons praat net eers oor Kersfees. Wag jy nou dat Kersdag nader moet kom? Dit is om die draai, dit is 'n dag of 3 van nou af, Kersfees 2025. Wat is jou verwagting vir hierdie Kersfees? Ja, ek dink daar sekerlik baie kinders wat wag vir Kersgeskenke. Hulle wag dalk vir ou Kersvader om nader te staan. Ek sien sommige kerke, gemeentes wag ook in hierdie Kerstyd vir ou Kersvader, want met hulle Kerssangdienste staan daar 'n Vader Kersfees voor in die kerk. Asof dit die een is oor wie Kersfees gaan. Dis nogals my hartseer dat selfs kerke so deur die gees van ou Kersvader aangegryp word. Ja, ek weet ons as kinders was verskriklik opgewonde oor die ou met die rooi jas en die wit baard en die groot sak geskenke. Maar nou dat ons groot geword het, waarvoor wag jy hierdie Kersfees? Wag jy nog enigstens hierdie iets goeds hierdie Kersfees? Dalk is daar iemand wat wag vir hulle kinders om te kom kuier, dat hulle dalk selfs weer 'n slag die familie kan sien. Kyk, daar's nogal 'n verskil tussen om te wag en om 'n verwagting te hê. Wag is om net te wag en te sien, gaan iets gebeur? Kom dit ooit nog? Ek wag maar om te sien. Maar om 'n verwagting te hê is om te weet dit is aan die kom, dit is besig om te gebeur. 'n Vroutjie wat swanger is, mens noem haar nie 'n wagtende vrou nie. Alhoewel sy wag vir die dag, maar mens noem haar nie 'n wagtende vrou nie, ons noem haar 'n verwagtende vrou. So daar's 'n verskil tussen om net te wag, om te kyk, te hoop die beste gaan gebeur, of 'n verwagting. In die Bybel lees ons al in Jesaja hoofstuk 9 vers 1, dat daar by die volk 'n verwagting was. Hulle wat so in duisternis gelewe het, in moeilike omstandighede, hulle het gewag op die aanmoediging en die beloftes van die profeet, dat daar vir hulle 'n lig, 'n tydperk van lig sal aanbreek, wat natuurlik daardie tyd al 'n heenwysing was na die koms van Christus, die geboorte van Christus, wat ons dan nou hier op 25 Desember vier. Alhoewel ons moes nou deesdae verseker al weet, Christus is nie op 25 Desember gebore nie. Maar daar gelaat, dit gaan nie oor die datum vir ons nie, dit gaan sekerlik oor die geloof, die vaste vertroue, dat die lig gekom het. Net so lees ons in Micha 5 vers 1, dat daar spesifiek gesê word ook, dat die verwagting, die belofte is, dat die lig sal kom in Bethlehem. En dit is waar ons ook lees, waar Christus gebore is, daar was daar die verwagting. En in Lukas 2 vers 25, ou Simeon, die profeet wat by die tempeldiens gedoen het, toe hy die babietjie Jesus in sy arms hou, toe hulle hom bring vir sy besnydenis, toe het hy gesê, nou kan ek maar sterf in vrede, want die verwagting vir die troos wat Israel sou kry, het gekom en ek het dit gesien. So, ek weet nie wat is jou verwagting dan hierdie Kersfees nie. Wat is jou verwagting oor die algemeen daagliks? Waarvoor wag jy? Wag jy intens vir die verhoring van gebede? Wag jy vir uitkoms? Wag jy vir vrede in jou hart? Wag jy vir genesing? Wag jy vir innerlike genesing? Wag jy vir herstel van verhoudinge? Herstel van jou finansies? So baie mense gee dalk vir jou beloftes. Dit is voor jou deur besig om te gebeur. Die uitkoms is daar, maar hoe lank wag jy nou al? So is jy 'n wagtende in hierdie tyd op die goedheid van die Here, of is jy as ware soos 'n swanger vrou
'n verwagtende persoon. Iemand wat weet dit kom. Dis soos wanneer jy die kersliggies op strate sien, as die munisipaliteite die strate begin gereed maak. Dit is soos wanneer jy wag vir die dag om aan te breek en jy sien die eerste skynsels van die son wat reeds deurkom in die boom se takke en blare buite jou venster. So jy weet die dag kom. Dis nou net dat jy hier net nog moet bietjie vasbyt, bietjie wag. Maar dis nie 'n wag om te sien gaan iets gebeur nie. Ons wag maar vir beter dae nie. Nee, dis 'n verwagting. Ek bid dan dat hierdie Kersfees vir jou dan net weer 'n nuwe verwagting sal bring. Nie noodwendig 'n verwagting van geskenke nie, dit ook. Nie net noodwendig 'n verwagting van familiebande wat weer herstel word nie, van kinders wat kom kuier, vir ouers wat jy weer sien, vir familie, vir geliefdes, vir vrede. Dit is alles geskenke wat ons as volwassenes sekerlik dikwels baie meer waardeer as dit wat in pakkies vir ons gegee word. Maak nie 'n fout nie. Die meeste van ons is maar mal oor 'n pakkie en daar's niks meer verkeerd daarmee nie. Maar het jy in hierdie Kerstyd weer 'n verwagting na die Here in jou lewe, 'n verwagting vir sy troos, 'n verwagting vir sy krag van binnekant af, sy innerlike krag wat hy vir jou gaan bring. Dit is dan wat ek met hierdie boodskap vir jou wil toebid en toewens vir hierdie Kerstyd. Nou 2025, en as jy na hierdie boodskap oor 3 jaar kyk, maak nie saak nie, dat jy nog steeds elke dag hierdie verwagting sal hê, die vaste verwagting. God is op pad, hy is hier, dit is besig om te gebeur. Mag hierdie jaar Kerstyd jou verwagting na God se goedheid opnuut weer laat lewe in jou hart, in jou geloof, in jou daaglikse lewe.